Die graf is leeg. Vanoggend moet ons juig en jubel, want die graf is leeg. Jesus het opgestaan uit die dood, hy leef. Hy het nie verniet aan 'n kruis gesterf nie, hy het gesterf sodat ek en jy vanoggend kan leef. En daarom is dit 'n vreugdesfees vandag. Daarom is ons nie hartseer nie, daarom is ons nie verdruk nie, daarom is ons nie in pyn nie, daarom juig en jubel ons vanoggend. Want ons verlosser, wat aan 'n kruis gesterf het, het opgestaan en hy leef. Hy leef binne in my en hy leef binne in jou. En daarom word ons stil. Kom ons maak ons oë toe en ons word stil voor die Vader. Almagtige Vader, ons kom vanoggend in eerbied na U toe en sê dankie, dankie vir U seun wat bereid was om vir ons sondes te sterf. Hy het dit nie verdien nie, maar hy het dit gedoen sodat ek en almal hier mag leef en die ewige lewe mag beerwe. Daarom juig en jubel ons vandag in ons harte oor dit wat meer as 2000 jaar terug op Golgotha gebeur het. Amen. Ek wil vir julle asseblief vra om vir hierdie band 'n great hande klap te gee. Die persoon wat nie vanoggend geraak is deur die voorsang nie, weet ek nie, kan met my kom gesels na die tyd. Vriende, in 1994 werk ek vir 'n jaar en so amper 'n half. En vir 'n jaar en 'n half het ek glad nie verlof geneem nie. En ek is baie opgewonde. Ek gaan Hartenbos toe. My kar is gepak. My tasse is in. My paal is al reeds daar. En ek as 'n jong 19-jarige seun is op pad Hartenbos toe. Die eerste keer in my lewe dat ek so ver alleen sal ry. Daar's 'n opgewondenheid. En ek kan onthou voordat ek in my kar geklim het, bid ek. En ek vra vir die Here, Here help my op hierdie pad. Ek is so opgewonde. Asseblief beskerm my. Here, maar dat ek dit gaan geniet. Dit is die eerste keer in 'n jaar en 'n half dat ek op verlof gaan. My eerste grootmensverlof. En toe ek daar by Groenpunt by die hek kom, toe kom daar 'n adjudant na my toe gestap en hy sê vir my, Jacques, Major Visagie wil jou in sy kantoor sien. Ek sê, okay, ek het niks verkeerd gedoen nie. So gooi my kar in reverse en ry na Major Visagie toe. Enige iemand wat militêre agtergrond het sal weet, as jy in 'n majoor se kantoor instap en jy sal leer hom en hy sê vir jou, bewaarder daai man sit, dan weet jy hier's groot moeilikheid. Hy sê vir my, daar's 'n nasionale rooi bystand, wat beteken niemand gaan op verlof nie. Jou verlof is afgekap. Terwyl ek sit en hom luister, bid ek, Here, dit kan nie wees nie. Here, my familie is daar, my mense wag vir my, dit kan nie wees nie. Maar dit was. My verlof is afgekap. Julle onthou 94. Julle onthou die verkiesing. Ons almal is op rooi bystand, wat beteken ek mag nie van die plaas af nie. Ek moet 'n briefie hê as ek vir my 'n koeldrink wil gaan koop van Groenpunt af. Ek kon dit nie verstaan dat God vir my nee sê nie. Want weet jy wat? Ons almal hou van God se ja's. Maar soms sê God nee. Ons hou daarvan as God ja sê vir genesing, ja vir deurbrake, ja vir gebedsverhoring. Maar vriende, wat gebeur wanneer God nee sê?
Dis wanneer ons karakter getoets word. Dis wanneer ons nader aan God beweeg. Kom ons lees saam daar uit Markus 26, Markus het nie 26 hoofstukke nie, Matteus 26. Ons lees saam met Matteus 26 vers 39. Dit is Jesus aan die woord. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel, met die gesig teen die grond en gebid: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Vriende, Jesus het niks verkeerd gedoen nie. Niks. Jesus was 'n vlekkelose lam. Jesus het geen sonde gehad nie. Hy kniel voor sy Vader daar in Getsemane en hy bid: Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydensbeker verby my gaan. En die Vader sê: Nee. Maar daai nee beteken 'n ja vir my en jou. Die nee wat Jesus daar hoor, is die ja wat ek en jy so aan vashou vandag. Want was dit nie vir daai nee nie, was ek en jy nie verlos van ons sonde nie. Jesus is gekruisig aan 'n kruis wat hy nie verdien het nie. Wie het hom daar teen daai kruis vasgespijker? Nie die Romeine nie. Ek en jy. Ons sonde het dit gedoen. Want jy sien, God se nee is baie keer 'n groter ja wat ons op daai oomblik nie verstaan nie. Daar's 'n tweede gedeelte wat ek graag vir julle wil lees. Daar's 'n man met die naam Paulus. 'n man wat ons dankbaar is vir meer as die helfte van die Nuwe Testament het hy geskryf. Hy kom ook na die Vader toe en hy bid. Ons lees daar in 2 Korintiërs 12 vers 7 en 9. Daarom is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my weggeneem moet word. En hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg. Paulus is 'n man van geloof. 3 keer bid hy tot God en 3 keer sê God vir hom nee. God se nee herinner ons hierso dat God jou nooit verlaat nie. Al sê God nee, verlaat hy jou nie. Hy's altyd by jou, ten alle tye. Daai julle vir Sadrag, Mesach en Abednego, wat in die vuuroond gegooi is, hulle het nie die vuuroond vrygespring nie. Jesus, God, was saam met hulle in die vuuroond. Baie keer wanneer ons deur moeilikhede gaan, is God juis saam met ons daar. God se nee beteken nie dat hy jou straf nie. Ek hoor dit so baie. Hoekom luister God nie na my toe nie? Wat het ek verkeerd gedoen? Nee. Dis nie dat God jou straf nie. Partykeer is sy antwoord net nee en ons moet dit begin ervaar of aanvaar. Jy sê nie elke keer vir jou kinders ja nie, want jy weet wat is goed vir hulle en wat is nie goed vir hulle nie. En so weet die Vader soveel te meer wat goed is vir my en wat goed is vir jou. God sê nee kan dalk 'n groter doel hê.
as wat ons besef. Hier is niemand wat vanoggend in die kerk sit wat vir my kan sê, hy het nog nie 'n nee ervaar nie. Ons almal ervaar een of ander tyd 'n nee. Dit wat jy nou deurgaan, is, ek het net vroeër het ek vir Buddy en Leon vertel van die moeilike week wat ek gehad het. En wanneer ons deur sulke goed gaan, moet ons juis op die plek kom waar ons weet, dis waar God ons op die oomblik wil hê. Daar's 'n deurbraak wat wag. En ons moet net daar deurgaan. Want waar moet ons vertroue wees? Op God. Nie op die wêreld nie. Ons moet ten alle tye op God vertrou. Ek wil graag na 'n stuk verwys in Matteus 10, waar Jesus aan die woord is. Daar kom 'n jong man by hom aan. En die jong man vra vir Jesus, wat moet ek doen om in die hemel te kom? En ons weet, as jy nie weet wat om te doen in die hemel te kom nie, kom praat gerus met my. Ek dink ons almal weet wat om te doen om in die hemel te kom. Maar hierdie jong man kom, en ek wil amper sê, hy kom met sy mooi klere, so halwe arrogante houding, en hy kom na die Here toe, en hy vra vir hom, wat moet ek doen om in die hemel te kom? En Jesus antwoord hom. Hy sê vir hom, jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan terug en volg my. Hy het agter geskrik toe hy dit hoor, en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hierdie man het die gebooie geken, maar hy het dit nie net geken nie. Hy het dit ook geleef. Maar wat is vir jou interessant in hierdie gedeelte? Toe hulle vir Jesus gevra het, wat is die grootste gebod, het Jesus gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hieraan gelyk is. Maar hy sê dit nie vir die jong man nie. Nee. Hy begin by die tweede gedeelte van die gebooie. Want Jesus het geweet wat staan tussen hierdie jong man en die ewige lewe. Jacques Missler sê, as jy 'n gebed wil hê wat onmiddellik beantwoord word, as jy wil bid en jy wil hê God moet daai gebed onmiddellik beantwoord, bid die volgende: Jesus, Vader, God, wat staan tussen my en U? En dit sal onmiddellik op jou hart gelê word. Wat staan nog tussen my en God? Hierdie jong man kom en hy word uitgenooi deur Jesus. Volg my. Maar voordat jy my kan volg, is daar iets wat jy moet doen. En hierdie man raak bedruk. Want hy was 'n ryk man, hy het baie besittings gehad. Dalk is daar iets wat vandagoggend tussen my en jou, tussen ons God staan. Wat nog hinder, dis dalk nie besittings nie. Dis dalk iets anders. Miskien is dit tyd dat ons weer stil raak by die Here. En juist dit vir hom vra. Here, wat is dit wat tussen my en U staan? Wanneer jy siek is, soos ek was
2 weke terug. Dan bly jy hierdie vraag vir die Here, vra Here, wat is, van die dokters kry nie fout nie. Daar's niks fout met jou nie, Jacques, jy's gesond, alles is reg. Maar ek kan nie my kop van die kussing aflig nie. Want ons is elke dag in 'n stryd. Nie teen vlees en bloed nie. Onthou dit. Dit is baie belangrik dat ons uit hierdie lering van die ryk jong man moet besef, Jesus roep ons nie om hom te bewonder nie, maar om hom te volg met totale oorgawe. Jy kan nie Jesus volg, maar met maandagoggend, as ek al by die werk kom, dan vloek en skel ek die mense wat onder my werk nie. Of ek staan daar by die braaivleisvuur, en ek geniet die grappies wat daar vertel word, dan is ek maar net soos hierdie jong man, wat my rug op Jesus draai. Jesus vra nie vir jou tyd op 'n Sondagoggend nie. Ook nie vir jou kort tydjie wat jy spandeer in die Bybel in die aand nie. Ook nie 'n uur elke dag van Maandag tot Vrydag nie. Hy vra vir jou alles. Elke oomblik van die dag moet jy in sy lig lewe. Elke oomblik van die dag moet jy tot eer van God leef. Moenie laat jou emosies jou beheer nie. Beheer jy jou emosies. Laat God in beheer wees van jou lewe. In alle omstandighede. Dra die vrug van die Gees. Jesus en sy disippels, hulle vaar, nadat hy gepreek het, vaar hulle oor die see en hulle kom by Decapolis. Nou Decapolis het so 10 stede bestaan. En daar toe Jesus stop daar toe kom daar 'n man aangeloop na Jesus toe. 'n Besetene. Ons noem hom die besetene van Gadara. Ons almal ken hom. Andrew de Wet het laasweek 'n baie interessante ding gesê toe ons die kursus gehad het. Hy sê, hierdie man het so baie geeste in hom gehad. Plus minus 2000. Want daar was 2000 varke. En al 2000 varke het daar in die see ingehardloop. Toe Jesus vra hom, wie is jy? Toe sê hy, legio, want ons is baie. Maar nie eers hulle kon hierdie man keer om na Jesus toe te kom nie. Niks kan jou keer om na Jesus toe te kom nie. Hou op verskonings maak. Niks kan jou keer om by Jesus se voete te val en stil te raak by sy voete nie. Jy sal 'n vryheid kry wat die wêreld nie verstaan nie. 'n Vrede wat niemand verstaan nie, behalwe jy wat dit reeds ervaar. Dis wat Jesus vir ons gee. Dis hoekom hy aan 'n kruis gesterf het. Dis hoekom hy op hierdie Sondag opgestaan het. Dis hoekom ek en jy nie gister in die kerk was nie, maar vandag, want hy leef. Die graf is leeg. Ek wil graag hierdie stukkie lees van waar die besetene met Jesus praat. Die Bybel sê vir ons dat hy kettinge gebreek het, dat hy voetboeie gebreek het. En dat die mense bang was vir hom. Dat hy geskree het in die nag en dat hy homself met klippe gesny het. Maar wanneer die mense van die dorp kom, want ons lees dat die klomp van die varke opgepas het, hulle het gehardloop en hulle het dorp toe gaan en gesê, hoor, hier het iets vreesliks gebeur, julle moet kom kyk. En toe die mense daar kom, en hulle sien hierdie man is aangetrek. Verskoon my. Hierdie man is aangetrek, en hy is by sy volle verstand. Kom hulle na Jesus toe en hulle sê, asseblief, jy moet weggaan, jy kan nie hier bly nie. Maar hierdie man vra vir Jesus die volgende.
Toe Jesus in die skei klim met die man wat van die duiwel besete was, by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: "Gaan na jou huis, na jou mense toe en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat hy jou jammer gekry het." Hy het toe gegaan en deur die hele Dekapolis begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Twee scenario's. Die een kom na Jesus toe en hy sê: "Wat moet ek doen om in die hemel te kom?" Die ander een sê: "Jesus, ek wil U volg." Vir die een sê hy: "Volg my." Maar die man draai sy rug op hom. Vir die ander een sê: "Nee. Jy kan nie saam met my gaan nie. Gaan vertel die mense wat hier gebeur het." Daar is soveel te leer uit hierdie gedeelte. Ons kan vir ure daaroor gesels. Hierdie man was oorgelewer aan duiwels. Hy het tussen grafte gebly. Jesus bevry hom volkome. En wanneer hy Jesus wil volg, sê Jesus nee. Want Jesus sê nee. Want almal is nie geroep vir dieselfde doel nie. Almal van julle wat hier sit, het 'n sekere doel. En Jesus roep jou vir daai spesifieke doel. En op die ouend is dit 'n groot legkaart wat pragtig by mekaar inpas. Niemand hoort nie in daai legkaart nie. Van die persoon wat vanoggend hierdie kerk oopgesluit het, tot die een wat van môre die kerk gaan uitvee, het 'n doel. Elkeen van ons. Die groep wat besig is met die kinders, die groep wat besig is met die tieners, ons almal het 'n doel. Ons moet net bereid wees, om bereidwillig te wees, om te doen wat Jesus ons vra om te doen. Ek het baie, en ek spot altyd met een van my tieners, want as ek by die tieners is, dan praat ek altyd 'n rugby storieetjie of 'n golf storieetjie, maar ek het altyd vir die rugby ouetjies gesê, jy's 'n loskakel, wees die beste loskakel wat jy kan wees, jy gaan nooit 'n stit wees nie, al wil jy graag, en vir die stit het ek dieselfde gesê, ja, jy kry all-rounders, soos in cricket, iemand wat amper alles kan speel. Maar as ek die beste stit is wat ek kan wees, dan gaan ek my span help. Ek kan nie hier staan en sing nie. Julle almal gaan nie uithardloop, julle gaan dink iemand word geslag. Maar daar's mense wat dit kan doen. Ek het 2 jaar lank gitaar probeer speel, my seun het 3 maande die gitaar gevat, toe speel hy 2 jaar beter as ek. Ek het nie die talent nie, en ek het dit besef. Hierdie man wat Jesus wil volg, Jesus sê nie vir almal, volg my nie. Soms sê hy, waar jy is, wil ek jou gebruik. Waar jy is, wil ek jou gebruik. Oom Willie, verskoon my, maar ons almal moenie op die bandwagon spring en Zambia toe wil vlug nie. En dink dit is waar ons heil lê nie. Jy is miskien hier nodig. As God dit op jou hart druk, ja, gaan. Ek is seker daar sal altyd plek wees, Oom Willie. Daar gaan altyd plek wees vir nog een. Ek weet, Tesla sal 'n plan maak.
Daar sal altyd plek wees vir nog een. Maar is dit jou roeping? Raak eers stil by God. En ek glo oom Willie sal dit saam mee stem. Jesus sê nee, is nie 'n verwerping nie. Dis net 'n ander roeping. Wat is die verskil tussen 'n jong ryk man wat nie wou volg nie en hierdie man wat graag wil volg? Die een het aan die wêreld behoort en die een het volkrome ingekoop op wat Jesus bied. En vanoggend is dit al wat ek jou vra. Koop in op wat Jesus vir jou bied. Ek het 'n Bybel vanoggend hier, en ek gaan nou uit om uit te lees. Dis my eerste grootmens Bybel. Dis nie 'n mooi Bybel nie. Hy het nie leer omhulsels nie en hy is uitmekaar uit. Maar hierdie Bybel beteken vir my so baie. Dit was my eerste grootmens Bybel wat ek gekry het. Ek het die kinderbybel stukken gelees. En ek het hierdie Bybel elke aand van my lewe gelees. En vandag nog, as ek 'n gedeelte in die Bybel soek, is ek vinniger as wat ek op my foon is. Want dit is of my vingers weet waar die boeke in hierdie Bybel is. Hierdie Bybel is my middel om met God te kommunikeer. Wanneer ek bid, dan sê ek vir die Here, maar U sê in U woord. En ek sê vir julle eerlik, ek blaai partykeer in die woord, en ek blaai deur hom, en ek gaan kyk wat die woord sê, want ek kan nie altyd die skrif onthou nie, en dan lees ek dit, en ek sê, Here, maar U sê vir my. U sê vir my. So sê die Here, op 'n tyd wat ek goed dink, sal ek jou gebede verhoor. Op die dag wanneer ek wil red, sal ek jou help. Ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak om sy land te herstel. Wie van ons bid nie vir herstel in hierdie land? Iemand het eendag vir my gesê, Jacques, ons moet vir herlewing bid. Toe sê ek, weet julle wat beteken, wat gaan herlewing vooraf? Baie moeilike tye. En ons land is op die brink van herlewing. Want daar wag moeilike tye vir ons. Maar herlewing gaan deurbraak. Ons kan nie vir die government wag om deurbraak te maak nie. Ek en jy moet. Elke dag van ons lewe waar ons beweeg, moet ons 'n verskil maak. Elke dag in ons lewens moet ons die verskil wees. Tussen lewe en dood. Tussen lig en duisternis. Ek sluit af. 2 mans, die een vra met sy hele hart, Jesus, kan ek saamkom? Hy hoor nee. Die ander word genooi, volg my, maar hy sê nee. Wat doen jy wanneer Jesus jou roep? Is jy bereid om alles te gee, alles te los en hom te volg? Belangriker nog, is jy bereid om gehoorsaam te wees as hy jou terugstuur? Almagtige Vader, skepper van hemel en aarde, mag ons vanoggend by mekaar kom en besef dat ons somtyds nee gaan hoor van U af, maar dat daar soveel meer vir ons beteken in daai nee, dat U ons nie verwerp nie, dat U ons nie straf nie, maar daar 'n groter ja vir ons wag. Loof en prys U naam bo alle name. Amen. 1994 is ek baie ongelukkig. En ek gaan na die sersant toe wat my toesighouer daai tyd is en ek sê vir hom, het gehoor wat gebeur met my? Sy sê ja, sy het gehoor. Sy sê, maar Jacques, gaan jy nou maar kamer toe? Ek het in 'n kamer op Groenpunt in die kwartiere gebly. Sy sê, en wees jy nou maar net rustig vandag. Môre kom jy werk. Onthou, ons verlof is afgekap. Daar is eers van, ek kan eers verlof kry, niks doen daar in my kamer nie, ek moet kom werk. En toe ek het in die winkel gewerk, en toe ek die dag in die winkel kom, toe
kom kolonel daar aan, 'n kolonel Pfeiffer, en hy sê vir my, al die ongetroudes is ingeroep tronk toe, ons moet tronk toe gaan, ons moet daar gaan werk, en ek kom op die tronk, hulle gee vir my 'n, weet nie wie kan 'n FN onthou nie, soos die R1 gelyk, hulle gee my 'n R1 en ek gooi hom hier oor my skouer. My werk is om tussen die huise te patrolleer, want hulle gaan die plekke aanval. En ek patrolleer daar, en ek stap daar verby 'n huis, mense wat ek goed ken. Hulle sê, wil jy nie 'n koeldrink drink nie? Ek sê, ag, dit sal lekker wees. En ek staan daar 'n koeldrink drink, en daar kuier 'n vriendin by Yvette Barnard, en daai vriendin is vir die laaste 28 jaar my vrou. En nee het 'n wonderlike ja geword. Mag jou neus verander in ja's. Jy moet dit net glo.